verskyn op die berg Horeb. Is in met die brandende doornbos wat nie wil uitbrand, het sy aandag getrek. Toe die Here sien dat hy nader kom, roep hy Moses uit die doornbos. God sê moenie nader kom, trek uit jou skoene, jy staan op heilige grond. Ek is sy God, die Here God, God van Abraham, Isak. Hallo my liewe mens, jy saam met Ben en Francis en die krag en die vuur van die Heilige Gees in die naam van Jesus Christus is by die braambos, waar ek en jy nou gaan hoor wat die Gees van God sê. Ons gaan hoor wat sê die woord van God en ons gaan bietjie ons skoene uitskop van die grond waarop ons is. Heilig is, kies tog, hik ek nou op die verkeerde tyd. Snaaks as jy voor die kameras is, dan hik jy en dan hik jou neus en dan so af en toe hardloop die hondjie in en spring op jou skoot en baie goed wat die duiwel jou mee aanval en jy besef dit nie. Die Bybel, geskrewe woord van 'n lewende God. Ek persoonlik dink nie God kon die Bybel op 'n makliker manier, maklik verstaanbare manier geskryf het nie, of laat skryf het nie. Ek dink, hy kon dit nie meer eenvoudig gemaak het, want kindertjies verstaan dit. Het is vir my eienaardig dat groot mense die woord van God in die Bybel in twyfel trek. Dit is vir my eienaardig dat mense nie besef, hier is 'n ware God, wat hierdie woord laat saamvoeg het, laat bind het, laat geskryf het, en hy duisende jare nog steeds relevant is nie. Het is moeilik vir my om te verstaan, dat goed wat so prakties, logies, maklik verstaanbaar, in jou eie taal geskryf is, dat mense daaroor wil redekawel, daaroor wil argumenteer, daaroor dit wil anders of verkeerd bewys, op allerlei navorsing van sterrekundiges en allerlei snaakse goed. En as jy wonder hoekom gebeur dit, en jy vat die woord van God en jy begin so deur hom blaai, dan kom jy agter dat mense glo nie regtig aan God nie, want daar's 'n rede voor. En dit is 'n baie moeilike konsep vir my om te verstaan, en ek gaan dit probeer verduidelik, dat ek dit verstaan, en ek hoop dan gaan jy dit ook kan verstaan. Ek was by ouma en ouma groot geword, en ek was maar 'n sagte seentjie. As ek LO gehad het, en ek sê, ouma, waar's my LO broekie? Dan sê sy, nee, wag, hier's 'n briefie. Benny voel nie lekker nie. Laat hy maar onder die boom sit. Dan sê ek, ouma, maar ek wil ook hardloop. Dan sê sy, nee, jy gaan net seer kry. Jy's ouma se seentjie. Ouma het vir jou mammie op haar sterfbed beloof, as sy gaan mooi na jou kyk. En so het ek maar bietjie sag groot geword. En toe gaan ek weermag toe, en dank die Here daarvoor, en dan kom 'n jong man in my lewe, 'n tipe van 'n mentor of 'n ouer broer. Sy naam is Freddy Delport, en deur sy lering en sy skoling en sy motivering en die krag en die weermag se volgehoue, ek weet nie wat om dit te noem nie, drill, jaag, vloek, skree, verander
ek was in 8 saai in Uppington, verander ek in eintlik wat ek dink God wou gehad het ek moet wees. En nou is daar 'n tweestryd in my binneste, want ek wil baie graag 'n seentjie van liewe Jesus wees. Dit laat my dink aan die dogtertjie wat sê, Mommy, ek wil baie graag 'n dogtertjie van liewe Jesus wees, maar Boetie maak my so kwaad. Ek wil baie graag 'n seentjie van liewe Jesus wees, maar die mense om my maak my so kwaad. Dit is vir my moeilik om te verwerk as 'n klein 7-jarige seentjie deur inbrekers oor die kop geslaan word met die doel om hom dood te slaan en hy amper sterf. Ek verstaan dit nie. En dit maak ietsie binne in my wakker wat ek nie eintlik wil wakker hê nie. 'n Klein seentjie in Castledale wat vir 'n hondjie gaan kos gee en hy word in sy kop geskiet deur 'n verbygaande, ek weet nie, terroris, demoon, ek weet nie wat om te noem nie. Vrouens wat verkragt word en huise wat verwoes word, 'n ou breek in en hy steel 'n skaapbout. Dan sê ek, okay, hy was honger. Maar breek in en vat 'n graaf en slaan alles in die huis stikkend. 'n Plaasmoorde, ek verstaan dit nie, mense wat dans en sing oor hoe hulle wil moord pleeg. Dit is vir my moeilik om te verstaan. En dan vat ek die Bybel, die geskrewe woord van God, 'n lewende God, en ek blaai deur hom, en ek raak bewus van 'n paar goed wat ek geweet het. Ek het dit geweet, en ek het dit gepreek, en ek dink regtig ek verstaan dit, en ek vir jou vandag sê, blaai na Efesiërs 6:12 toe, gaan jy ook sê, maar Ben, ek ken daai gedeelte, my predikant het al baie daaroor gepraat, ek en my man het dit al gelees in stilte tyd, my pappie het my altyd daaraan herinner, wat verstaan jy nie? Nou vandag moet ek en jy voor God buig en sê, Here, ek verstaan wat die woord sê, maar laat ek dit verstaan in my hart. Ek verstaan dit met my verstand, dit maak sin, dis logies, dis die regte ding om te doen, maar verander my hart. Daar's so 'n liedjie wat ons sing by Jesus is lig, Lord, change my life. Here, as U my hart kan verander, sal my lewe verander, en dis wat ek glo die Heilige Gees vandag vir ons moet sê, Efesiërs 6:12, die 83 vertaling, want ons worstelstryd, hierdie stryd hier binne in my, as ek 'n missing child op Facebook sien, as ek 'n kind wat met 'n graaf geslaan is, 'n klein swart dogtertjie wat verkragt en vermoor is, sien in die sosiale media, is dit 'n worstelstryd in my, en dis vir my moeilik, en ek weet dis vir jou ook moeilik, want baie van ons het dieselfde groot geword, en dis dit maak nie saak of jy nou vandag wit of swart of geel of groen of bruin is nie, ons is almal onder dieselfde omstandighede, ons het 'n worstelstryd, en die worstelstryd kom uit in gif, en die worstelstryd kom in moord, gedagtes, en nou kom God en hy sê, maar hierdie worstelstryd wat jy het, is nie teen vlees en bloed nie, is nie teen die mense, en die eerste ding wat jy doen, jy wil iemand blameer. Ek onthou toe my kind sterf in die hospitaal, en hy was 'n dag oud, het ek onmiddellik die kinderarts kwaadlik geneem, dit was sy skuld, hy moes iets gedoen het, tot ek die Heilige Gees my oortuig het, dat hy kan nie besluit oor lewe en dood nie, hy het gedoen wat hy kon, maar Jesus het besluit. Dit was vir my 'n moeilike konsep, my jare gevat om daartoe deur te dring, en net die genade van God het dit reg gekry. Maar ons worstelstryd is teen die owerhede, die ouens in charge, nie van die regering nie, hulle is ook in hierdie worstelstryd, want die demone in hulle, nie hulle nie,
die duiwel in hulle, die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis, die duiwel en sy demone, wat van mense besit neem. Ja, hulle maak die deur oop, as jy die deur oop maak, kom hy in, en die woord sê hy kom om te slag en te verwoes. Teen die bose geeste in die lig. As jy hierdie goed sien, moet jy jou oë afval van die mense af en jy moet sê, Here, ek wil die bose geeste sien. Ek wil oorlog voer teen die bose geeste van die duisternis. Nie teen die persoon wat dit gedoen het nie. Ja, ek weet, jy gaan my kritiseer en sê, Ben, hoe doen ek dit? Ek weet nie, as ek geweet het, het ek jou gesê. Ek weet, jy moet bid sonder ophou. Ek weet, jy moet God vertrou, jy moet die Bybel glo. Ek weet dit, maar as dit jou kind is dit nie so maklik nie. As dit jou broer se kind is, hierdie seentjie wat met die graafdes laan het, is my vrou se oom, Frank, van Piet Retief se seentjie gewees. Prys die Here, hy leef, genade, ons het gebid, en hy leef. Hierdie seentjie van Castledale, ek kan nou nie sy naam onthou nie. Toe gaan ek na die boodskapper Bybel toe, en ek gaan lees dit, en dit sê dieselfde, dit gebruik net ander woorde. Dis nie 'n oorlog teen gewone mense nie. Ek en jy wil teen die vleeslike, teen die gewone mense oorlog maak. Ons moet teen die onsigbare, geestelike magte van Satan veg. Ek en jy moet besef, as hierdie goed gebeur, veg ons teen die onsigbare geeste van Satan. Hulle hou hulle sterk hier op aarde en doen bose dinge. Die bose dinge wat in die wêreld aangaan, is nie die ouens in beheer van die land nie, is nie die regerings van die land nie. Die regerings van die land is onder die hypnotisme van die duiwel, omdat hulle dit toelaat, omdat hulle sangomas glo, oor hulle agter heksery aanhardloop, oor hulle toordokters gebruik, oor hulle ooplaat vir Lucifer, en nie by Jesus Christus wil uitkom nie. Maar hulle kom van oral af, sodat julle al die wapens sorg dat julle al die wapens reghou wat God vir julle gegee het. Ek het Sondag by Jesus' lig gepraat van die pand. God gee vir jou 'n pand. En ek het dit mooi verduidelik, gaan soek dit op Facebook. Sondag se woord by Jesus' lig. God gee vir ons 'n betroubare amp in 'n pand. En hy sê ons moet hierdie pand bewaar. En hier kom die woord van God nou in Efesiërs in hierdie blye boodskap of die boodskapper. En hy sê, sorg dat julle die wapen reghou wat God vir julle gegee het. Wat is die wapen? Sodat wanneer julle die bose magte op julle toesak, die bose magte is op ons toegesak, dis op ons dorp, dis op ons regering, dis op ons munisipaliteite, dis op ons finansies, dis op ons mense, dis op elke kultuur, het sy eie bose mense. Wanneer die bose magte op julle toesak, julle nie 'n duim vir hulle hoef terug te tree nie. Jy moet ophou om te sê, ek is jammer, ek is wit, ek is jammer, ek is swart, ek is jammer, ek het in die apartheidsera groot geword, dis verby, dis die duiwel gebruik het om ons vleeslik uit mekaar uit te dryf, mekaar te wil doodmaak, en hier sê God se gees, sodat wanneer die bose magte op julle toesak, wat nou die geval is, die bose magte sak op ons toe, julle nie 'n duim vir hulle hoef terug te tree nie. Ons moet vorentoe, ons moet nie agtertoe nie, ons moet nie omkyk nie. Job nie, sy vrou wat in 'n soutpilaar verander het. God het vir hom gesê, toe jy uit Sodom en Gomorra vlug, moenie omkyk nie. Dis tyd dat ons vorentoe kyk, opkyk na 'n lewende God toe, wat sê, trek jou wapenrusting aan. Met al sy aanvalle en dinge, dan praat hy weer van die duiwel. Sal die duiwel
net mooi niks aan julle kan doen nie. Julle sal wenners wees. My liewe mens, duideliker kan God dit nie vir ons sê nie. Ek weet nie of ek dit duideliker kan stel nie. As jy dink ek kan, sê vir my, waar moet ek regmaak? Hoe kan ek dit sê dat elke groot en elke ou en elke jong en elke kind dit kan verstaan, van elke volk en elke taal en elke nasie? Ons stryd is nie teen mekaar nie. Hou op om die ou koeie uit die sloot te grawe en te worry oor apartheid en hoe ek groot geword het, want daar's 'n baie groot misverstand. Ouens dink, omdat jy wit was, het jy lekker groot geword. Dit was net so moeilik, op 'n ander vlak. Maar ek is nie om oor dit te praat nie. Ek is hier om vir jou te sê, is jy gereed? Is jy reg om hierdie bose magte aan te vat? Dit het tyd geword in Suid-Afrika, dat elke mens wat homself 'n Christen, kom ons begin net by die Christene. Ons kan later hoor oor al die ander godsdienste wat nie vir ons sin maak nie. Kom ons begin net, as jy op 'n vorm skryf, ek is 'n Christen. Besluit, is ek 'n Christen, is ek 'n kerksmens, of is ek 'n Christen, net as ek 'n vorm moet invul, of is ek 'n wedergebore kind van God, dan trek jy die duiwel en sy demone, gooi jy van jou af, en jy trek aan die wapenrusting van God. En ons verklaar oorlog, nie teen die mense nie, teen die bose magte van die duisternis. Is jy gereed? Ons praat mooi praatjies, ons preek mooi preke, maar ons kom nie 'n tree nader aan God nie, want ons bid nie reg nie, ons bid nie oor die regte goed nie, ons wil mense verdelg, in die see injaag, verbrand, dood, hulle vir ons vir hulle vir mekaar, in plaas van om te sê, weet jy wat, ons, people who pray together, stay together, ons moet hande vat, en ons moet inhak, en ons moet begin bid, vir die regering, vir die parlement, vir die munisipaliteite, vir die predikante, maak nie saak wat die denominasie is nie, daar's party wat nou heeltemal van die pad af is, want hulle hardloop, hulle soek die easy way out, sorry vir daai mooi uitdrukking, hulle soek die easy way out. Weet jy wat, as ons van hierdie ouens ontslaa raak, gaan dit melk en heuning wees. Hulle het 30 jaar terug ook gesê, as ons van hierdie ouens ontslaa raak, gaan dit 'n melk en heuning wees. Nou is daar nie melk nie, ook nie heuning nie. Ons het God nodig. Ons het Jesus Christus nodig. Ons het Yahweh nodig. Ons het 'n nuwe begin nodig. Is jy gereed? Nee, nie gereed nie. Jy is nie gereed nie. Is jy gereed om jou hand uit te steek en te sê, ek gaan saam. Ek gaan saam bid. Nee, ek behoort nie aan jou kerk nie. Dis nie my kerk nie, dis die huis van God en jy hoef nie aan hom te behoort nie. Ek glo nie aan ek is nie in dieselfde denominasie nie. Halleluja, bly waar jy is. Maar begin blom daar waar God jou geplant het. Jy's nie toevallig daar nie. As die predikant nie die woord van God bid nie, preek nie, as hy prosperity preaching is, gaan na hom toe en sê, dominee, pastoor, prof, dokter, wat jy hom ook al wil noem, jy praat nie woord nie, jy smeer heuning om ons monde, jy lieg, en die woord sê, as hy nie luister, dan vat jy 2 of 3 saam, en as hy nog nie luister nie, dan skud jy sy stof van jou voete af. Die tyd om mooi broodjies te bak en ordentlik te wees, is verby. Ek en jy moet opstaan vir Jesus Christus, anderster gaan ons onsself laat vermoor in watter land jy ook al bly. Almal dink is so nice oor see, gaan kyk bietjie wat gaan oor see aan. Gaan kyk bietjie die wat geëmigreer het, hoe graag wil hulle terugkom. Die beste plek is die plek waar God jou geplant het, begin daar blom. Here, ons het nodig om die wapenrusting van God aan te trek en te besef, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, is nie teen gewone mense nie, is nie teen my buurman, my buurvrou, my vrou, my man, my kinders, my ouers nie. Ons stryd is teen Satan en ons het nodig om die wapenrusting aan te trek en tromp op in geveg te gaan. Nie met 'n swaard nie, Here, maar hierdie swaard, die Bybel. Nie om mense dood te maak, maar op ons knieë te gaan en die bose gees in hulle dood te bid, want net die bloed van Jesus
kan daai vyand vernietig, nie ek nie, maar ek het die autoriteit, ek het die krag, ek het die swaard. U het dit vir ons gegee, ons het die wapenrusting, maar ons gebruik dit nie, Here. Daarom bid ek nou, dat hierdie woord om die wêreld sal gaan, en nie net in ons land nie, in elke land, mense sal besef, ons moet oorlog voer, teen Satan en die bose magte van die lig, in Jesus naam, amen. Baie dankie my liewe mens, my telefoonnommer is 072 577 196, amper ken ek nie my eie nommer nie. Baie dankie, ekskuus tog, baie dankie vir elke bydra, baie dankie vir elke gebed. Ek kan nie, en Fransis kan nie sonder gebed hierdie werk doen nie. Baie dankie vir die finansies, ons het dit baie nodig. Baie dankie vir elkeen, maak nie saak hoe min jy bydra nie. As jy R100 bydra en 100 ouens dra by, dan is dit tot eer en verheerliking van God se naam. Dis nie waaroor dit gaan nie, dit gaan oor die woord wat moet uitgaan om die wêreld. Baie dankie vir al die liefde, baie dankie vir al die omgee, baie dankie dat jy inskakel, jou skoene uitskop. Baie liefde, Ben en Francis Loubser. Ons gemeente is Jesus is lig in Eastvale, in Springs, Gauteng. Die Here seën u. Amen.